Is jy gereed om te luister na nog 'n wonderlike storie? Jy is? Vandag gaan ons luister na die storie van Adam en Eva in die tuin van Eden. Kom ons luister en sing dan saam. In die begin van alles was daar net God en hy het die hele heelal geskep. Te midde van hierdie wonderlike skepping het God besluit hy wil iets selfs meer spesiaal skep as die maan en sterre of die plante en diere. Hy wou iemand hê vir wie hy kon lief hê en wat hom terug sou lief hê. So het hy die heel eerste mens geskep. Hy het die stof van die aarde bymekaar gemaak en met groot sorg die asem van lewe in hierdie mens geblaas en hy het lewendig geword. En hy het die heel eerste mens Adam genoem. Adam was 'n pragtige skepping wat na die beeld van God self gemaak is, met 'n doel om vir die aarde te sorg en om God lief te hê. God het vir Adam 'n pragtige tuin gegee wat Eden genoem word. Dit was 'n paradys, gevul met elke soort boom wat vir heerlike vrugte gesorg het om te eet. Maar God het gesien dat Adam 'n metgesel nodig het, iemand om sy lewe mee te deel en lief te hê. So het God vir Adam in 'n diep slaap laat val en God het 'n ribbebeen van Adam se kant afgeneem. En toe het God die eerste vrou geskep. Hy het haar Eva genoem. Sy was 'n kosbare geskenk, 'n mens wat perfek was vir Adam. Van daardie oomblik af was hulle lief vir mekaar en het hulle die eerste gesin geword. Saam het hulle in die tuin van die paradys gewoon, sonder enige kwaad of pyn. God se skepping was perfek en hy het hom verheug daarin. In die middel van hierdie tuin het God 2 spesiale bome gesit. Die boom van die lewe en die boom van die kennis van goed en kwaad. God het Adam liefdevol 'n opdrag gegee om die vrugte van enige boom in die tuin te eet, behalwe die boom van die kennis van goed en kwaad. God wou hê dat Adam sy eie keuses moes hê, maar hy wou hê dat Adam moes kies om sy opdragte te gehoorsaam. Soos in alle stories is die keuses wat mense maak nie altyd die regte een nie. En soms kan daardie keuses ons weglei van God se volmaakte plan. Eendag is Eva mislei deur 'n slinkse slang wat vir haar gejok het en haar laat glo het dat God nie vertrou kon word nie. Ons vind later in die Bybel uit dat hierdie slang in werklikheid die duiwel is, wat vroeër een van God se engele was. Maar toe word hy sleg en wou self oor die wêreld heers, in plaas van God, wie die ware koning is. Die slang het geweet dat as hy vir Adam en Eva kon kry om God se reëls te oortree, hulle hom in plaas van God sou volg. Daarom het hierdie slang vir Eva gejok en gesê dat dit skadeloos is om aan God ongehoorsaam te wees. En die slang het Eva versoek om die vrugte van die een boom te eet wat God hulle beveel het om nie van te eet nie, die boom van die kennis van goed en kwaad. Eva
het ook van hierdie vrugte aan Adam gegee. So die eerste mense het 'n keuse gemaak om die slang te glo en aan God ongehoorsaam te wees. Hierdie ongehoorsaamheid word sonde genoem. En sedert Adam en Eva het alle mense gesondig en moet hulle gered word van die straf van hierdie sonde. Adam en Eva se sondige keuse het hartseer gevolge gebring. Hulle ongehoorsaamheid het hulle van God en sy volmaakte paradys geskei. Hulle moes die tuin verlaat. Maar God het beloof om 'n verlosser te stuur, wat alles in sy skepping sal herstel en regmaak. Weet jy wie hierdie verlosser is? Jy's heeltemal reg, Jesus Christus. En so, die verhaal van Adam en Eva leer ons dat God die skepper van alle dinge is, en elke mens is uniek en wonderlik gemaak. Ons leer dat God vriendskap en liefde vir sy mense begeer, net soos hy vir Adam en Eva geskep het. Ons sien ook dat God vir ons reëls gee, omdat hy ons liefhet. Maar daar is gevolge vir ongehoorsaamheid aan God. Nou weet ons ook hoekom ons 'n verlosser nodig het, en om deur God se onfeilbare liefde van ons sonde gered te word. Kyk hoe daardie voeltjies vlieg, sommer so hoog daarbo. God laat al die voeltjies vlieg, hoog daarbo. Hy doen soveel meer vir my, ek sal altyd dankbaar bly. En my nie bekommer nie, hy is by my. Kyk hoe daardie voeltjies vlieg, sommer so hoog daarbo. God laat al die voeltjies vlieg, hoog daarbo. Hy doen soveel meer vir my, ek sal altyd dankbaar bly. En my nie bekommer nie, hy is by my. Ek wonder watter vrugtebome was daar in die tuin van Eden. Maar kom ons kyk watter vrugtebome het ons alles vandag en watter vrugte hulle dra. Kom ons kyk na die eerste een. Wat is hierdie? 'n Appel. 'n Appel. 'n peer. Peer. 'n suurlemoen. 'n suurlemoen. 'n perske. 'n perske. 'n lemoen. Lemoen. Druiwe. Druiwe. 'n piesang. Piesang. Mango. Mango.